Geliefdes, welkom by hierdie oordenking. Ek lees vir ons enkele verse uit Jeremia 29. So sê ek die Here die Almagtige, die God van Israel, vir al die ballinge wat ek uit Jerusalem in ballingskap na Babel toe weggevoer het. Bou vir julle huise en bewoon dit, let tuine aan en eet die opbrengs daarvan. Trou en bring kinders in die wêreld en laat hulle trou en kinders in die wêreld bring. Julle moet daar in Babel baie word, nie min nie. Bevorder die ballinge van die stad waarheen ek julle in ballingskap weggevoer het. Bid tot my vir daardie stad, want sy ballinge is ook julle ballinge. So sê die Here, oor presies 70 jaar sal ek Babel straf en julle onder my sorg neem, en dan sal ek my belofte nakom om julle hier na Jerusalem toe terug te bring. Ek weet wat ek vir julle beplan, sê die Here, voorspoed en nie teenspoed nie. Ek wil vir julle 'n toekoms gee, 'n verwagting. Tot sover die woord van die Here. Ek kan nou al sien hoe die Israeliete in Babel sit. Hulle tasse is nog steeds gepak, hulle sit gereed dat die Here wonderwerk gaan doen en hulle gaan terugkeer na hulle land toe. Mens verstaan dit. Hulle haat die mense van Babel. Hulle is hulle vyande. Ek bedoel, hulle het hulle weggevoer uit die land van melk en honing, die beloofde land waar hulle so lank, so voorspoedig geleef het. En nou wag hulle God gaan intree. Dit gaan met hulle sleg. Hulle is ver van hulle God af. Hulle glo God is nog daar in Jerusalem. Hulle is verlate van alles wat hulle ken, van hulle mense. En hulle gaan nie meng met hierdie vyande nie. Hulle gaan nie hulle tuis maak in hierdie plek nie. En dan kom Jeremia en hy sê vir hulle, moenie so wees nie. Hy sê, maak julle tuis. Bring kinders in hierdie nuwe plek in. Maak tuin, pak julle tassies uit. En wat nog meer is, bid vir hierdie plek. Moenie wag tot alles eers reg en perfek is nie. Daar gaan nog baie trane loop. Niks gaan eers perfek wees nie. Die Here kan nou al werk in hierdie plek, in hierdie land. Al is dit nie reg nie. Al is dit nie perfek nie. Al is dit nie waar jy wil wees nie. Bid tot God, hier waar jy nou is. Dis ook 'n boodskap vir ons. Moenie wag tot dinge perfek is nie. Moenie wag vir uitkoms voor jy jou tuis maak. Voor jy begin plant, lewe nie. Begin nou. Wat is daai gesegde wat sê, dit gaan nie oor die wenstreep nie, maar oor die reis tot by die wenstreep. Iets hiervan resoneer in Jeremia se woorde. Ook vir hierdie jaar wat voor ons lê, mag ons nou al leef, al is dinge nie perfek nie, al is dinge nie reg nie, al moet 'n paar dinge eers regkom. Ons weet dat dit presies 70 jaar was, voor die volk kon terugkeer, maar hulle het, want God is 'n God van beloftes. En dat hy 'n toekoms vir hulle in gedagte gehad het, dat hulle hulle tempel kon herbou, dat hulle weer kon vestig in Jerusalem. Dat die Messias uiteindelik kon kom, ons het dit pas gevier. Vertrou op God se beloftes, vertrou op wat hy in 2026 ook vir jou wil voorlê, wil gee. Kom ons bid saam. Almagtige Vader God, U is groot, U is goed. Dankie dat ons kan vashou aan dieselfde belofte as U volk van ouds, dat U vir ons 'n toekoms in gedagte het, maar dat ons lewe ook nou is. Dat ons moet tuis maak, ook in hierdie land waar U ons roep om U evangelie te bring, U woord te bring, ons tuis te maak. Ons bid vir ons land, ons bid vir ons mense. Wys ons hoe ons moet leef, wys ons hoe ons ook U gesande in 'n onvolmaakte land, in 'n onvolmaakte wêreld moet wees. Ons bid vir hierdie gemeente, ons bid vir ons volk, vir ons wêreld. U is groot en U is goed. Amen.